Ek wil jou vanoggend iets prakties leer rondom dit wat ons die afgelope tyd oor praat. Die Heilige Gees het met ons begin druk so 2-3 weke terug. En 'n ding wat baie sterk deurgekom het is dat hy wil hê ons moet uitkom in daai geheime plek. Onthou julle daai secret place wat ons van gepraat het, nê? Daai geheime plek. En laasweek toe ek so 'n bietjie met julle gesels oor ons is nou almal splinter nuwe wesens. Amen. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê dat vir hulle wat in Christus is, het alles nuut geword. Sê vir iemand langs jou nuut geword. Wat beteken nuut? Is nuut. Soos of daar nog nooit iets soos dit van tevore was nie. Splinter nuut in hulle vorm, splinter nuut in hulle aard. Dit is nie gepimp nie, dis nie ge-extreme makeover nie, dis nie 'n beter weergawe nie, dis iets splinter nuuts. Dis wat hy sê, vir die wat in Christus is, het alles nuut geword, die ou dinge is alles verby. Wat beteken dit? Dis weg. Die ou mens, die ou wie jy was, toe jy 'n sondaar was, daai ou mens, hy is weg, hy's uit die pad uit. Nie omdat hy nie meer daar is nie, maar omdat ek nie meer reageer op hom nie. Ek is nie meer onder sy meesterskap nie. Ek het 'n splinter nuwe meester wat nou Jesus Christus is. Amen. En omdat ek in hom is, het alles vir my nuut geword, want ek is in 'n splinter nuwe wêreld ingebore. Daai wêreld noem ons die koninkryk van God. En die enigste manier hoe jy in God se koninkryk kan inkom, is om daarin gebore te word. Jy kan dit nie by geboorte ontvang nie. Dis nie oordraagbaar nie. In ander woorde, God het nie kleinkinders nie. Hy kinders. Almal wat kinders van God is. Dit beteken jy moet self reageer op daai verlossingsboodskap en jy moet die besluit maak om Christus Jesus jou koning te maak. Jy kan nie omdat jy groot word in so 'n huis, in 'n Christenhuis, aanneem dat jy nou 'n kind van God is nie. Jy kan nie selfs net omdat jy as 'n baba gedoop was, wat nie doop is nie, maar daai proses wat hulle jou vertel, dat wanneer jy deur daai besprinkeling gaan, dat jy nou deel van die kerk is, dis nie waar nie. Dit maak jou nie kind van God nie. Jy word kind van God wanneer jy hom bely, wanneer jy met jou ore hoor, wanneer jy met jou hart glo, met jou mond bely, dat jy Jesus Christus nodig het, ouens. Dan het jy die reg om kind van God genoem te word. Nou sit ons binne in hierdie nuwe koninkryk. Nou is ons nuwe mense. Jy's soos 'n baba, dis hoekom hulle dit wedergeboorte noem, jy's soos 'n babietjie. En hierdie babietjie moet nou leer en hy moet uitfigure, hoe leef ek in hierdie splinter nuwe koninkryk? In ander woorde, hoe leef ek in hierdie nuwe wêreld wat God vir ons daar gestel het? Hierdie nuwe wêreld wat hy ons ingenooi het. En alles in hierdie wêreld, ouens, is 'n paradoks met dit van hierdie wêreld toe ek 'n ou mens was, die sondige wêreld. Alles is anders. Simpel eenvoudige ding. Hierso sê Jesus in sy wêreld, as jy eerste wil wees, moet jy? Hierso sê ons, hond eet hond. Nee? Hierso ons, jy trap op enigiets en op almal net om bo uit te kom. Hier beklei jy vir jou plek. Hierdie kant sê, as jy die grootste wil wees, moet jy die minste wees. So dis totaal in alle opsigte is dit in teenstelling met die ou mens. Maar dis goed wat ons geleer moet word. Dis goed is wat ek en jy moet besef, maar hoe lyk ek as 'n kind van God nou in hierdie nuwe wêreld? En die enigste plek hoe ons daai inligting kry, is waar ek en jy hoor Matteus 28 toe die groot wat is die commission in Afrikaans? Die groot opdrag, dankie. Die groot opdrag wat Christus vir sy disippels en sy volgelinge gegee het, net voordat hy opgevaar het, was, gaan dan heen en maak disippels. Van wie? Van alle nasies, nee. En wat moet ons met hulle doop? Ons moet hulle doen. Ons moet hulle leer om wat te doen? Alles te onderhou wat Jesus ons beveel het. So dis waar jy jou informasie en jou inligting vandaan kry om in hierdie nuwe wêreld van God te kan funksioneer. Die probleem is, as jy nie daai informasie by hom kry nie, om te funksioneer in hierdie nuwe wêreld nie, dan gaan leen ek en jy by hierdie ou wêreld. Ons copy and paste. Ons gebruik van ons ou maniere en ons bring dit hiernatoe en ons probeer hier met dit leef. It's not compatible.
Dis soos olie en water. Hierdie twee kan nie met mekaar vermeng nie. En dis hoekom hy sê leef heilig. Hierdie is 'n heilige wêreld en jy moet met heilige waardes hier binnekant moet jy leef. Ek en jy kan niks van ons ou mens kan ons oorbring nie, want die ou dinge is verby. Hierdie ou mens was in vyandskap met God gewees. So alles wat jy hier gedoen het jy in vyandskap teenoor God gedoen. So jy kan nie, maak nie saak hoe goed dit klink of hoe goed dit lyk, en jy kan niks van dit oordra hierdie kant toe nie. Dis hoekom Jesus sê, gaan leer hulle om alles te onderhou. Wat is alles? Is julle seker? Alles beteken soos in alles. Alles wat hy ons geleer het, moet ons nou begin toepas in ons lewens. En dis die probleem waar ons as kinders van God in die moeilikheid in hardloop. Omdat ons nie weet wat Jesus ons alles beveel het nie, en omdat baie van die ouens in my werk nie hulle werk reg doen nie, beteken nie die ouens wat voor ons sit word nie ordentlik geleer nie, word nie die regte goed geleer nie. So nou sukkel ons om dit te maak in hierdie koninkryk van God. Ons voel nie, Jacques het nou so 'n stukkie aan dit geraak, ons voel nie ons kry deurbrake nie, ons voel nie ons is in oorwinning nie, ons voel nie ons groei nie, ons sukkel om dit hier te maak. En dis hoekom ons op hierdie pad besig is om uit te vind, maar wat is dit wat 'n Nuwe Testamentiese kerk, en wat moet ons as nuwe mense, wat moet ons begin doen? Ek kom terug na die secret place. So ons moet gaan hoor, wat is dit wat Christus ons geleer het? En die goed wat hy ons geleer het, moet obviously belangrik wees. Dit moet absoluut van kardinale belang wees, ouens, anders sou hy dit nie gesê of genoem het nie. En ek en jy kan net ons beste tipe lewe leef. Daai lewe in oorvloed wat hy in Johannes 10 vers 10 van praat. Daai tipe lewe wat hy sê dat jy soveel van dit gaan kry dat jy dit nie vir jouself kan hou nie. Nee? Daai tipe lewe van oorvloed kan jy net kry wanneer jy doen wat Jesus vir jou sê. Die mooi woord vir dit is gehoorsaamheid. Sê so 'n bietjie vir iemand langs jou, gehoorsaamheid. Dis nou een ding is wat ons mee sukkel, is dit met gehoorsaamheid. Tog verwag ons gehoorsaamheid van ander mense af. As jy 'n werkgewer is, as jy iewers 'n posisie het waar jy mense het wat onder jou werk, as jy 'n posisie van verantwoordelikheid het, as jy kinders in die huis het, dan verwag ons almal hulle moet gehoorsaam wees. Maar wanneer dit op ons van toepassing is, dan like ons om te pick and to choose. Weereens, dis ons moeilikheid. Kan nie die twee met mekaar vermeng nie. Hoekom praat ons oor hierdie secret place? Hierdie geheime plek. Van die eerste lesse wat Jesus ons geleer het. Toe hy begin het in Matteus 5. En dit gaan deel van hierdie reeks wees waartoe ons gaan. Ons gaan van die begin af hanteer wat Jesus vir ons geleer het. Maar ek haak by hierdie spesifieke ene vas. 'n Gedeelte in Matteus 6 waar Jesus kom en hy begin met ons praat oor die 3 belangrikste goed. Hy praat oor 3 goed wat belangrik is, dat as jy daai goed in die geheim doen, dan gaan daar aan die publiek vir jou 'n beloning wees. Wie van julle kan onthou wat was die eerste ene? As jy gee. Sê so 'n bietjie langs jou vir iemand langs jou om te gee. So die van die ouens wat stry en worstel en stryd vang omdat hulle moet gee, Jesus sê dat wanneer jy gee, nie as nie, wanneer? Wanneer jy gee, hoe moet jy gee? Blymoedige hart, maar daai les daar spesifiek sê hy. Hy sê, as jy in die geheim gee, moenie gee waar mense jou sien nie. Nee? So as jy in die geheim gee, wat gaan met jou in die publiek gebeur? Hy sê jy gaan beloon word. Maak jou Bybel saam met my oop, dat jy sien dit staan daar, want dis party van julle wat vir my sê, jy klink nou soos daai ander pastore wat jy nou van gepraat het. Matteus 6. So ek gaan so vinnig as moontlik deur 'n klomp skrifte hardloop, want ek wil by die punt uitkom. Hier so Matteus 6 hier vanaf vers 2. Hy sê, wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas soos die geveinsdes in die sinagoges op die strate doen nie, dat hulle deur mense geëer word nie, voorwaar ek sê vir jou, hulle het hulle beloning weg.
Maar jy, as jy jou liefdadigheid bewys, dat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde, beloon. En hier kom ons nou by die een wat ek nou wil bystaan. En wanneer jy bid, sien jy dit staan na wanneer? Nie as nie, wanneer, né? So wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes wat hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur mense gesien te word nie. Voorwaar ek sê vir jou, dat hulle het hulle loon weg. Maar jy, sê vir iemand langs jou, jy? Wanneer jy bid, né? Gaan in jou binnekamer, sluit die deur en bid tot jou Vader wat in die verborge is, en hy wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Die volgende gedeelte wat aangaan, en ek wil nie nou daarby vasstaan nie, is wanneer jy vas. Hy sê dieselfde, wanneer jy vas in die geheim, en jou Vader wat in die geheim sien, sal jou in die openbaar beloon, vergelde daarvoor. Nou ek wil 'n bietjie vashak by hierdie ding van die binnekamer, want ek dink nie ons verstaan hoekom hy soveel klem daarop geplaas het nie. Want ek en jy as kinders van God is nou veronderstel om ons bron van lewe van hom af te kry. En ek en jy moet leer, waar is dit waar ek en jy ons krag vandaan kry, sodat ons binne in hierdie koninkryk, wat binne in hierdie wêreld is, te kan funksioneer. Hoe kry ek en jy dit reg, dat ons meer as oorwinnaars gaan wees, met alles wat op ons pad kom? Hoe is dit dat ek en jy in oorwinning leef? Hoe is dit dat ek en jy soos 'n stad op 'n berg is, wat mense na kyk? Hoe is dit dat ek en jy gaan sout wees en lig wees, as ons nie die krag kry wat ons nodig het, om hier te kan funksioneer? En ons het weer eens laasweek bietjie aan dit geraak, en die krag, die bron van krag wat Christus vir jou en vir my gegee het, om hierdie tipe lewe te kan leef, was wat gewees? Iemand het hier aan dit geraak. Sy Heilige Gees. In Handelinge, net voordat hy opvaar, gee hy vir sy disippels sy laaste opdragte, en hy sê vir hulle, gaan na die bokkamer in Jerusalem en gaan wag daar vir wat? Vir die belofte van die Vader. Hy sê, en wanneer die Heilige Gees oor julle kom, gaan wat gebeur? Julle gaan krag ontvang, sê so 'n bietjie krag. Ons ek weet nie van julle nie, maar dis my grootste, dis die wêreld se grootste probleem is krag. Of dit nou solar is, of dit nou petroleum is, of dit nou kool is, of dit nou wind is, almal het krag nodig. Amen. En ons het ook krag nodig om hier te leef. Die vraag is, waar trek jy jou krag vandaan? Waar kry jy jou krag om hierdie tipe lewe in Christus te kan leef? En ons hoor hoe mense dit sê. As jy vir mense vra, hoor jy, hoe gaan dit met jou? Ag, so tussen die bome en die bas. Hi broer, so onder die omstandighede. Dis sulke simpel goedjies wat ons sê, maar die waarheid is, dis hoe die meeste mense leef. Hulle leef tussen die bome en die bas, en hulle leef onder hulle omstandighede. In plaas daarvan, dat ek en jy as kinders van God, dat ons as oorwinnaars veronderstel is om te leef. Nou, net so voetnota daar dalk. Moenie onder die illusie wees, dat omdat jy kind van God is, dat jy altyd net in oorwinning gaan leef nie. Ek en jy leef vanuit 'n plek van oorwinning. Want dit beteken dat gaan daar wees wat jy met groot, en almal van julle weet dit, met groot uitdagings gekonfronteer gaan word. Dan gaan daar wees wat jou moed in jou skoene gaan sak, dan gaan daar wees wat jy battles gaan verloor, dit is so. Maar die feit van die saak is, dit beteken nie dit maak van my 'n verloorder nie. Maak dit sin? So, die vraag bly staan, waar kry ek dan my krag vandaan? En dis vir my hier hoekom Jesus, so belangrik hoekom Jesus hierdie gedeelte vir ons in Matteus 6 sê, van wanneer jy in jou binnekamer ingaan. Want wat gebeur in jou binnekamer? Ek het daai preek 2 weke terug gepreek, jy gaan kyk op Facebook, dan kan jy verder luister, ek wil nie self herhaal nie. Maar die idee is dat wanneer jy binne in jou binnekamer ingaan, is daar 'n tyd en 'n plek waar daar intimiteit tussen jou en God plaasvind. En jy het gesien, hy beskryf dit baie spesifiek. As jy in jou binnekamer ingaan, wat moet jy doen met jou deur? Maak die ding toe en sluit hom. Hoekom? Nie gepla word nie. Ma en pa?
Ek en jy ek dink nie ons verstaan altyd hoe effektief die vyand se strategie is om ons koppe besig te hou nie. Ons het soveel stemme in ons kop. Ons het soveel verantwoordelikhede, ons het soveel drome, ons het soveel passies, ons het soveel goeders wat roep vir ons aandag. En dis hoekom hy sê, maak die deur toe en sluit die ding, dat niks kan inkom, dat niks daar kan inhardloop nie. Want dis jou tyd met hom. En dis hoekom dit belangrik is dat hy wil hê jy moet gekonsentreerd, nie afgewaterd nie. Hy wil hê jy moet gekonsentreerd op hom fokus. Want daar's iets wat daar binne in daai binnekamer moet gebeur. En ek is onder die oortuiging, en ons gaan dit nou verder lees, ek is onder die oortuiging dat dis daar waar ons krag vandaan kry. Dis daar waar ek en jy iets beleef en iets hoor en iets ervaar van hom wat ons lewens onherroepelik verander. En dis hoekom hy sê, jy gaan in die publiek gaan jy beloon word. In ander woorde, mense gaan sien. Mense gaan hoor wanneer jy praat, dat jy was op 'n plek gewees waar jy vol krag is. Hulle gaan sien, jy sien kans vir goed wat hulle nie kan nie. Hulle gaan sien hoe dat jy dieselfde baas het. Jy's ook met 'n vrou getroud. Jy het ook tieners, maar jou wiele kom nie af nie. Jy's nie konstant op een of ander pil nie. Jy het nie gedurig nodig om vir een of ander siek verlof te gaan nie. Hoekom? Want in die publiek gaan dit wys dat jy weet hoe om sterk te staan. Nou kan julle gou saam met my blaai na Efesiërs 5 toe. En ek wil vir jou 'n vergelyking tref vandag wat ek glo baie van julle meestal kan vereenselwig. Ons het al aan dit geraak. Efesiërs 5. En Paulus kom hier en hy praat en hy maak vir ons, hy gee vir ons 'n verskriklike goeie voorbeeld. Hier van vers 18 af, Efesiërs 5 vers 18. Hy sê, moenie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid. Waar word met die gees vervul. Ek het laasweek vir julle gesê, dat daai moenie dronk word van wyn nie, is vir my 'n baie snaakse ding, hoekom hy dit daar sal insit. Dis nie net om ons te leer dat ons onder die dop moet uitkom nie. Maar hy gebruik dit as 'n belangrike ding om vir ons 'n les te leer van hoe gedra 'n mens hom wanneer hy dronk is. Daar sê hy vir ons, dronkenskap bring vir jou losbandigheid. Wat beteken losbandigheid? Jou bande is los, papi. Niks hou jou terug nie. Jou tong is los, jou waardes is los. Ek moet nou op my tong byt. Jo. Jy raak heeltemal los, né? Ouens, hoe weet ons dit? Want jy sien dit in die persoon se gedrag. Jy kan sien hoe hy optree, jy kan hoor hoe hy praat. Jy kan sien hy's onder die invloed, en dis wat dronk is, dit is om onder die invloed van iets of iemand te wees. In hierdie geval is dit nou net onder drank. So daar's 'n duidelike patroon wat jy kan raak sien wanneer iemand onder die invloed is. Maar nou uit dit uit spring hy dadelik na die volgende gedeelte toe, en hy sê, maar word met die gees vervul. So wat Paulus besig is om ons hier op te laai na toe, is om te sê, dat net soos wat mense wat in die wêreld is, onder die invloed van drank is, net so moet julle ook onder die invloed van die gees wees. En dis hier waar ons die parallel nou gaan raak sien. Hoor nou wat sê hy, wat moet met jou gebeur, wanneer jy onder die invloed van die gees is? Vers 19. Hy sê, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle harte tot eer van God, terwyl julle God die Vader vir altyd dank in die naam van ons Here Jesus Christus. Hy begin om te sê, daar vers 19, wat moet ons doen? Spreek onder mekaar met psalms en lofgesange.
Hoe klink dit vir jou? Klink Praise and Worship, nee. Maar hoe klink dit? Wat hoor jy sy dit vir jou sê? Klink opgewonde. Dit klink jolig, nee. En dis hier waar die parallelle teruggetrek word na wat ons in die wêreld gehad het toe ons dronkers was, nee. Ek meen, baie van ons was daar. Ons wou die wêreld red van drank, ons wou alles self uitsyp om ons kinders dit te spaar, maar ons het gefaal. En ek sien, daar's ouens wat nog steeds probeer, maar ek gaan nie. Kom ek by my punt uitkom. So, as jy ooit kan onthou hoe dit was, as ons almal saam gekuier het, nee? Of as jy sulke bure het, vir die van julle wat nou baie hoogheilig is, nee? As julle sulke bure het, nee? Jy kan hoor wat gaan by daai huis aan. Nee? Jy hoef nie te wonder nie. Jy is onder geen illusie nie. Jy hoor, daai ouens is besig om 'n goeie tyd te hê. En ouens, dit is 'n goeie tyd, anders sou hulle dit nie gedoen het nie. Nee? Wouter, hoekom sit ek gegil jy so? Dis Sarel hulle, nee, hulle is julle bure. O, skus. Ek dog jy lag oor Sarel en Rina wat so party by hulle huis. Nou die leier van ons ou mense en van die sonnaskool juffrou, so sal skandelik wees. Maar die prentjie is, jy weet dit, jy hoor dit, daar's musiek wat pomp, daar's musiek wat blaar in die agtergrond, nê. En jy hoor ouens lag. En ouens, hoe later die aand is, nê, en hoe meer die dop vloei, dan begin jy elke ou wat daar sit, begin jy hoor, hy begin sy eie weergawe sing van wat ook al op die musiekradio speel. Nee. Ons spot altyd, dan praat ons oor Living Next Door to Alice, nee. Jy hoor hy man uit volle bors uitsing. In die kerk is hy een van die introverte. Ag, ek is een van die stil mense, ek praat nie baie. Papi so paar brandewyne later, dan hoor jy, Living Next Door to Alice, Alice, Alice. Ja, nee. Jy is party van julle wat nou 'n strak gesig hou, want jy wil jouself weggee nie. Dis die goed wat begin gebeur. En soos wat daai atmosfeer, soos wat die voggies vloei, word die atmosfeer meer belaai, en daar's meer energie, en daar's meer lewe wat saam met dit plaasvind. Nou uit dit uitvloei die losbandigheid, dis wat Paulus ons waarsku. Maar my vraag is, hoekom sê hy dan vir ons dat ons onder die gees van die Here, as ons onder die leiding vol van die Heilige Gees is? En dis die beskrywing van wees vol van die Gees is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dis ietsie wat in die huidige, maar ook in die toekomende tyd gedurig moet bly gebeur. Jy moet altyd vol bly van die Heilige Gees. Hy sê, want wat julle dan doen, skies dit vir hy skrif gou terug, Henk? Hy sê wat dan gebeur is, nou begin julle spreek, sien julle, hy begin om te sê, spreek onder mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere. So ons is dan veronderstel, soos wat ons vol van die Heilige Gees is, nee, om mekaar te stig en mekaar te bou met hierdie liedere. 'n Psalm is 'n gees geïnspireerde lied. Dit is wat jy in die boek van Psalms kry. Dit is wat Dawid gedoen het. Hy het vir ons liedere neergeskryf en dan het hy vir ons gesê, daar's hy, sing dit, verbly jou in die Here, maak sy naam groot. Dis 'n opdrag, dis nie 'n voorstel nie. Dis wat jy doen, as jy onder die leiding van die Heilige Gees is, dan doen jy dit. Niemand het nodig om jou aan te moedig om dit te doen nie. Die tweede gedeelte is geestelike liedere. Geestelike liedere en lofsange is goed wat mense skryf. Dis mooi liedjies wat iemand skryf, nee, mooi Christelike liedjies. Hierdie Christian radiostasies en ons Christelike series is ook seker nou nie meer daar nie, maar die Christelike liedere wat ons luister. En dan sing hy, en dan sê hy, en sing psalms, sing in julle harte tot eer van die Here. Die Engels praat van making melody in your heart. Het jy al ooit gesien, partykeer kry jy 'n dronkie langs die straat. Hy's op sy eie lonesome, nee? Maar hy lyk soos die happiest ou onder die son. Jy het al gesien, hy loop langs die straat. En dan sing hy, langs sal hy lewe, langs sal hy lewe. Jesus, maar ek wil jou saam my huis toe vat, man. Jesus, langs sal hy lewe. Dan hier ek's getroud, hoor. Net. Sy oogies blink so.
daar's vir my iets omtrent dit. Wat Paulus sê is dat wanneer jy onder die invloed van die Heilige Gees is, gaan dieselfde met jou gebeur as wat jy onder die invloed van die drank is. Al verskil is, hierdie is opbouend. Hierdie is besig om aan God lof en eer en prys te gee. Dit beteken, dit help jou om oor jouself te kom. Want dis wat met ons gebeur. Jou grootste fight is jouself. Jou grootste fight wanneer ons as kinders van die Here, wanneer ons kom om 'n gemeenskap met die Here te hê, is ons raak weird. Dit raak ongemaklik, veral in die kerk. Want ons is in die kerk geleer, jy moet jou gedra. Onthou julle dit? Jou maat jou geknyp dat jy sulke blou kol op jou bene het as jy durf beweeg in die kerk, of partytjie sommer met 'n hoedspeld gesteek as jy te besig was. So kerk is altyd 'n plek van verskriklike waardigheid gewees. Ons moes ons gedra. Ek onthou vroeër jare toe ek 'n kind was, as my ouers in die kerk gekom het, dan my pa altyd so gaan sit daar waar Robert sit, nou nie hier nie, maar waar ons groot geword het. Dan het hy daar gesit en die eerste ding wat hulle gedoen het, hulle het so stil geraak en gesit en bid. Nou ek het in my pa se huis groot geword, so ek het geweet hoekom moet hy eers bid voordat die preek begin. Anders het hy daai hele Sondag gesê, "Daai pastoor het net vir my gepreek." So daar was hierdie verskriklike waardigheid. Die manier hoe ons aangetrek het toe ons kerk toe gekom het, was presies dieselfde. Ouens het verskriklik klem gelê op jy moet 'n pak en 'n das hê. Die dames moes hoede gedra het. Jy mag net 'n rok gedra het. Ek meen party van hulle mag nie eens gremering opgesit het. Die ouens het iets verskriklik, want hierdie was 'n heilige plek. En ons obviously weet vandag dat dit is nie wat dit is nie. Maar wanneer ek en jy leer wat dit is om onder die invloed van die Heilige Gees te begin beweeg, dan verloor jy daai sogenaamde skaamheid. Jy verloor daai introvert wat jy is. Jy verloor en jy begin onder sy beheer kom en jy voel hoe dit hy jou in 'n ander level invat. Nou, hoekom sukkel ons om dit te sien gebeur in ons lewens? Want ons gaan soek dit nie. Ouens net soos hierdie, toe ons in die wêreld was, jy moes tyd maak vir 'n party. Ek weet vir julle enige tyd was 'n goeie tyd geweest, né? Maar hier moes jy tyd maak, jy moes die tyd uitkoop. Jy het geld gespandeer vir hierdie goeie tyd. Daar was effort, daar was beplanning, daar was moeite wat in dit ingegaan het. Moeite in die sin van, jy het goed rondgeskuif, jy sou hello high water verskuif het, of beweeg het net om by hierdie party te kan uitkom. Maar ons as kinders van die Here het nie dieselfde houding wanneer dit by hierdie kom nie. Ons word nie geleer hoe om dit te gaan soek nie. Want daar's nie 'n honger en 'n dors vir ons nie. Want ons word ongelukkig nog steeds te veel gevoed uit hierdie wêreld uit. En ek sê nie daardeur dat jy nou 'n dronklap as jy dit doen nie. Ek bedoel net, ons kry nog te veel van ons kos, ons voeding en ons krag van hierdie kant af. En dis hoekom hy sê, ek en jy moet hom gaan soek. Om in jou binnekamer in te gaan, beteken, daar's by jou 'n intentionele poging om by hom uit te kom. Hebreërs 11 sê, God is 'n beloner van die wat hom soek. Soek is spreek van, daar's iets wat ek in die hande wil kry, daar's 'n dringendheid. En as ons nie daai houding het nie, dan kan ek en jy vergeet om onder die leiding van die Heilige Gees in te kom, want ons soek dit nie. En my vraag gaan altyd dit bly, dat as jy nie jou krag daar kry nie, en as jy nie soek om deur hom gelei te word nie, ouens, waar kry jy jou krag dan vandaan? We lean on our own understanding. Nee? So, waar begin ek? Hoe begin ek dan met hierdie ding? Ek gaan in jou binnekamer in. Hier wat ons hierso doen op Sondag, wanneer ons hierdie lof en aanbidding doen, is niks anders, is vir jou en vir my om ons te leer, sodat ons, wanneer ons hier uitbeweeg, ons kan funksioneer op hierdie selfde vlak, in die wêreld wat ons onsself in bevind, as wat ons hier binnekant doen. Ons het eendag by 'n Bybelstudie toe hakter net af, toe sê sy verskriklike waarding. Toe sê sy, hierdie is ons training ground vir die battleground. Dis mooi, nee. Hier word ons geleer, in hierdie veilige omgewing word ons geleer wat Jesus ons geleer het, sodat ons kan weet hoe om dit toe te pas daar buitekant waar die fight aan die gang is. En dis wat ek vanoggend gou met jou wil deel. So as Jesus sê,
gaan in jou binnekamer in, wat moet ek daar binne kan doen? In die week het mense vir my boodskappe gestuur om vir my te sê, wat hulle doen en hoe hulle dit doen, en ek het dit baie interessant gevind. Maar as jy in daai binnekamer instap, en jy het nou jou deur toegesluit agter jou, wat doen jy daar binne? Wat maak jy? Sien, as iemand ons dit nie leer nie, dan gaan ons nie weet wat om te doen nie. Dan gaan jy ook maar net doen wat jy dink jy moet doen. En weet jy hoe moeilik is dit is wanneer jy met die Here tyd wil spandeer en jy probeer bid en jy hoor hoe vlieg hierdie goed in jou kop rond, die gedagtes in jou kop rond. Ek weet nie vir wie dit al gebeur nie. Ek wil met die Here regtig tyd spandeer, maar as ek myself kry, dan begin ek wonder oor dit en ek begin bekommer oor dat en ek dink ek moet nog by daai ding uitkom en hier's ietsie wat my pla. Met wie van julle gebeur dit? Nee? So iewers moet ons 'n model hê waar volgens ons dan as ons daarin beweeg wat om te doen. Jesus gee vir jou daai model. Hy noem daai model die Onse Vader. Sê vir iemand langs jou Onse Vader. En die eerste deel van daai Onse Vader, daai gebed. Jesus sê wanneer jy bid, bid so. Dis daar Matteus 6. Hy sê as jy begin bid, begin jy met die volgende. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Daar sê vir die heel eerste ding wat jy moet doen as jy daar instap. Heilig sy naam. Wat beteken dit? Jy maak sy naam groot. Die Onse Vader is nooit vir jou en vir my gegee om net soos 'n rympie af te lees nie. Of soos 'n rympie te herhaal nie. Jy kom in die kamer, sluit die deur toe en dan sê jy, Onse Vader wat in die hemel is, dat U naam geheilig word, U koninkryk kom, U wil geskied soos in die hemel op die aarde. Tjoep, 30 sekondes en jy's deur hom. Trek jou skoene aan. Dankie Here, was lekker hoor en dan move jy. Dis nooit die idee van dit gewees nie. Die idee was dat ek en jy moet verstaan dat elkeen van daai woorde, elkeen van daai goed wat hy sê, het diep betekenis. Daar's diep intensie binne in dit. En elkeen van daai goeders is 'n bepaalde werkwoord wat jy moet doen. Daar's 'n daad wat jy moet doen. As hy sê heilig sy naam, dan moet jy sy naam heilig. Weereens die probleem is, ons weet nie om dit te doen nie. So nou sê jy heilig sy naam, en jy weet nie wat dit regtig is nie. Om sy naam te heilig beteken ek maak sy naam groot. Ek vertel hom hoe awesome hy is, ek vertel hom hoe wonderlik hy is, ek vertel hom hoe groot hy is. Ek herinner myself aan wat God al vir my gedoen het. Want daar's iets, daar's 'n formule binne in dit opgesluit. Dis nie sommer net nie, daar's iets wat met jou gebeur, wanneer jy begin om op hom te fokus, en jy begin om sy naam groot te maak. Iets spesifieks begin met jou gebeur. Blaai gou saam met my na Judas toe. Judas is heel agter in jou Bybel, net so voor Openbaring. Ek weet die meeste van julle het gedink hierdie ou het homself gehang. Dis nie hy nie. Dis nie die ou wat Jesus verloon het hierdie nie. Hoor wat sê Judas 1 vers 20. Hy sê, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Julle geliefdes, sê vir iemand langs jou, dis jy daai. Julle geliefdes, moet julle self in julle allerheiligste geloof opbou en in die Heilige Gees bid. Wat beteken dit om jouself op te bou? Dit kan dit wees? Wat het jy gesê, Robert? Hoe lyk dit wanneer iemand hulle self opbou? Kan ek gou vir julle wys? Ek wil vandag vir jou ietsie wys wat vir almal van julle bekend is. Wat dit beteken om jouself op te bou. Ouens? Ek sê vir die hom, maar wat het daai te doen met ons as kinders van die Here? Sien, wanneer ek en jy in ons binnekamer in beweeg en ons is besig om sy naam te heilig, ouens, moet daar iets, nie net met intentionaliteit nie,
maar ook iets met intensie moet saam met dit vermeng word. Sê jy, maar waar kom jy daaraan? Maak jou Bybel van oop, Psalm 149. Onthou, Paulus het daar gesê, spreek tot mekaar in psalms, sing in psalms in lofliedere. Hoor wat leer die psalms ons? Psalm 149. Van vers 1 af. Hy sê, Halleluja, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. Sy lof in die vergadering van die gunsgenote. Dis ons. Vergadering is wanneer ons so by mekaar kom. Laat Israel hom verheug in sy maker. Laat die kinders van Sion juig oor hulle koning. Laat hulle sy naam loof in koordans. Hom psalm sing met tamboerijn en siter, want die Here het 'n welbehae in sy volk. Hy versier die ootmoediges met heil. Hoor nou. Laat die gunsgenote juig in heerlikheid. Laat hulle jubel op hulle beddens. Stop net daar. Waar is jou bed? Waar? In jou kamer. Behalwe as jy mammie nou stryk gekry het en jy moet op die stoep gaan slaap, né? Maar kyk daar, spesifiek. Hy sê, laat die gunsgenote, dis ons, né? Juig in heerlikheid, laat hulle jubel op hulle beddens. As jy nou binnekamer instap, ouens, is dit 'n plek om te jubel voor die Here. Maar hoe lyk daai jubel? Ons probleem is, ons is mos nou skaam en teruggetrokke, nê? Jy weet, ons is mos ordentlik. Hoor nou wat sê vers 6. Lof, verheffing van God is in hulle keel en 'n tweesnydende swaard in hulle hand. Hoekom sal hy sê lof, verheffing is in hulle keel? Hoe praat jy wanneer jy jou keel inspan? Jy begin nader aan skree. Het jy gesien wat daai laities gedoen met daai krete wat hulle gedoen het? Hoe het hulle te kere gegaan? Hulle het geskree. Hulle het uit hulle kele uitgeskree. En nou sê die psalm vir jou, wat is die effek van wanneer jy in daai plek begin om uit jou keel uit te skree? Hy sê dis 'n tweesnydende swaard in hulle hand. In ander woorde, jou lof, jou heiligmaking aan jou Vader raak vir jou letterlik 'n wapen binne in jou hand. Dit sit jou in 'n ander tyd. Ons noem dit geesvang. Dis wat daai laities gedoen het. Onthou julle toe ons op skool was, nee. Hulle het dit geesvang genoem. Dan staan iemand daar en hulle is besig om jou aan te por. Hulle is besig om jou aan te spoor. Hulle is besig om jou in die gees te kry. Nou moet nou nie hang up raak oor die feit dat ons dit 'n gees noem nie. Die idee is dat hulle wil jou so ophemel, hulle wil jou so encourage dat jy jouself verloor en dat jy uit 'n ander dimensie uit begin funksioneer. Maar dis iets wat jy moet doen. Jy kan nie in jou binnekamer ingaan en sê, wel, dis maklik, ek gaan praise and worship musiek aansit nie. Jy kan nie net na praise and worship musiek luister nie. Dit beteken, jy is net 'n toeskouer. Daar's geen krag in dit nie. Dit bless jou. Dit bless jou, dis al wat gebeur. Maar hoor wat sê Dawid in Psalm 103, blaai soontoe. Wat moet ek en jy eintlik doen? Julle ken hierdie vers baie goed, hierdie skrif baie goed. Hy sê in Psalm van Dawid, loof die Here o my siel en alles wat in my binneste is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel. Die engel sê, bless the Lord, o my soul. Wanneer ek in my binnekamer ingaan en ek so uit my keel uit, die regte beskrywing vir daai gedeelte in 149 was, hulle noem dit the high praises. High praises beteken jy gaan in 'n ander dimensie in. Jou diafragma trek bymekaar. Né? Jou nersdarm knyp jy vas. En dan uit jou bors uit, ouens, bulder jy uit
En die plek waar dit uitkom is hier deur jou gorrelgat. Vir die van julle wat nou Afrikaans mooi verstaan. Jy bly are van jou lyk so 3 bar gepomp in die kant van jou nek. Maar jy staan nie net en sing en jy skree nie net goed nie. Dis iets baie spesifieks wat jy doen. Jy is besig om sy naam te heilig. Nou sê David, when you do that, you are blessing the Lord. Jy is dan vir hom 'n blessing. Dis dan wanneer hy lekker kry. Sefanja 3:17 sê, dan spin God in die ronde van lekker kry wanneer hy hoor dat ons sy lof op so 'n manier besing. En wat sing ek terwyl ek daar besig is? Wat doen ek as ek uit my keel uit hierdie high praises aan hom gee, as ek sy naam heilig? Wat doen ek? Hy sê vir ons. Hy sê vergeet geen een van sy weldade nie. Terwyl ek met dit besig is ek besig om hom te vertel hoe awesome hy is vir wat hy al vir my gedoen het. Amen. Dis wat ek doen. Wie van julle kan getuig dat God al vir jou groot goed gedoen het? En nou gaan hy en hy maak dit vir jou nog makliker. Hy gee vir jou die goeders waarvoor jy hom moet dank. Nee, vers 3. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierendheid en barmhartigheid, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Die Here doen geregtigheid aan die reg aan almal wat verdruk word. Daar sê vir jou, daar's die redes waarvoor jy hom kan loof en prys. Maar dit moet met intensie plaasvind. Dis nie wat ek sê nie. Sien jy dit staan in jou Bybel? Want terwyl ek dit vir jou sê, kan ek sien hoe party van julle ouens probeer kalibreer. Julle is soos daai, wat is daai Garmin as jy van die trek afgaan, dan skree daai ding vir jou reroute. Ek kan sien hoe party van julle se gesigte dit doen, reroute. Kom net terug op die pad, jong, kom net terug op die pad, gedraai. Verstaan jy wat met jou gaan begin gebeur wanneer jy onder die leiding van die Heilige Gees, wanneer jy gedurig met hom gevul is? Jy gaan doen wat die woord vir jou sê. Sien, wanneer ons 'n loop wat plaasvind. Wanneer jy in jou binnekamer ingaan en jy begin om sy naam groot te maak, when you bless him with that intensity. Die Bybel sê Romeine 10 praat hiervan, Romeine 10 vers 17. Hy sê geloof kom deur gehoor en gehoor kom deur die prediking van die woord. In ander woorde, wanneer jy besig is om sy naam so groot te maak in daai intensie, wat met jou gebeur is jou eie ore hoor wat jy sê. En die Bybel sê met ons harte, met ons ore hoor ons, met ons harte glo ons en met ons monde bely ons. So jy is besig om 'n loop, 'n circular loop te create, te skep. Wat beteken dat ek sing sy lof, ek vertel hom hoe groot hy is, ek vertel hom wat hy vir my gedoen het, ek sê vir hom dankie daarvoor. Ek herinner myself dat God by magte is om my te kan verlos. My ore hoor dit, my hart glo dit en my mond bly dit spreek. En in dit bou ek myself op, ouens. In dit tel ek myself op. In dit is ek soos 'n arend, nee, wat uitstyg. Hy sê ek gaan julle laat vlieg soos jong arende en wat julle laat opstyg. Jy styg letterlik, jy transcendeer jou omstandighede. Jy styg uit jou gat uit op, uit jou moeilikheid uit op jou teenkanting uit op. Jy uit jou depressie uit styg jy op en jy saam met Christus hier in hemelse plekke. En jy kyk van bo af na jou situasie en jy sien, o God, dis nie so erg nie. Jy het 'n bird's eye view. Jy kyk af en jy sien waar's God besig om in die aangesig van jou teenstanders vir jou 'n tafel te dek. En die vyand kan nie bekostig dat jy dit raak sien nie. Hy wil hê jy moet die ergste verwag. Hy wil hê jy moet bekommer. Hy wil hê jy moet wonder. Hy wil hê jy moet onseker wees. Hy wil hê jy moet dood spreek. Dis hoekom jou vlees nie wil onderwerp aan hierdie nie. Want die vyand weet, die oomblik wanneer jy hierdie snap, die oomblik wanneer jy onder die beheer van die Heilige Gees kom, en jy begin psalm sing, en jy begin lofliedere sing, weet hy verloor sy houvas op jou. He loses his grip. Want jy is besig om jouself in jou allerheiligste geloof te stig. You are building yourself up. Maar dit moet gebeur soos wat hy vir ons sê. Jy en ek kan dit nie doen soos wat ons wil nie, of soos wat dit ons pas nie. En dis hier waar ek en jy moet leer om ons vlees te kruisig. Vlees te kruisig. As jy in 'n binnekamer instap, en dis hoekom hy sê, jy moet jouself elke dag verloon, elke dag jou kruis opneem en elke dag agter hom aanloop.
As ek en jy begin besef, ons kan nie sonder dit leef nie. As jy begin besef, dis jou charging station. Henry het nou die dag terwyl ons bid, het die verskriklikste mooiste voorbeeld. Toe sê hy, ouens, almal van ons wat so verslaaf is aan ons selfone. Ek het nou die dag gehoor 'n ouer sê, hou op om jou kind se selfoon by hom weg te vat. Steek sy charger weg. Hoekom? Want die ding beteken niks sonder krag nie. Hy's useless. Hy's 'n mooi dingetjie om na te kyk, maar hy het nie 'n funksie nie, jy kan niks met hom maak nie. En soos ek en jy, as ons nie gecharge is met die krag van die Heilige Gees nie, amen, jy's useless vir God se koninkryk. Jy kan nie sout wees nie, jy kan nie lig wees nie, jy kan nie 'n stad op 'n berg wees nie. En die duiwel hou jou behep met jou issues en met jou stories. Hy hou jou behep met jouself. Jy diskwalifiseer jouself die hele tyd. Sê maar wie, ek is nou nie daai tipe mens wat dit ek kan doen. Weet jong, wat gaan die mense dink? Wat gaan die bure dink as hulle hoor ek gaan in my binnekamer so te kere? Van hulle gaan dink my man rand my aan. Get over yourself. As kind van God begin gehoorsaam word. Stap in daai binnekamer in, sluit daai deur en jy begin sy naam groot maak. Hoe doen ek dit? Daai's nou die metodiek vir ons gewees. Maar om jou en my te help, sit ons vandag met soveel great tools. Ons het lof en aanbiddingsmusiek, ons het praise and worship musiek. As jy daar ingaan en jy begin om die eerste gedeelte van die Onse Vader te doen, om sy naam te heilig. Ons is vir my ook baie keer moeilik om uit my eie uit net te kan sing. So wat doen ek? Ek sit 'n liedjie op soos I raise a hallelujah in the presence of my enemies. Gelukkig is die Here nie Simon Cowell nie. Jy stap nie daarin vir 'n idols audition nie, ouens. Jy stap daarin om met jou meester en met jou koning gemeenskap te hê. Halleluja! Hy worry nie hoe van pitch af jy sing nie, hy worry nie hoe vals jy klink nie. Wat vir hom saak maak is, hy wil lekker kry wanneer hy hoor, sy kind maak sy naam groot. Kyk wat gebeur. Psalm 22, vers 4. Maak jou Bybel daar oop. Ek wil jy moet sien, jy moet hierdie goed hoor. 22, vers 4. Hy sê, tog is U die Heilige, wat woon onder die lofsange van Israel. Waar woon hy? Onder ons lofsange, ouens. Die Engelse beskrywing sê, He makes His habitation there where He is praised and where He is worshipped. Hy kom woon letterlik daar. When our glory goes up, His presence comes down. Wil jy God se teenwoordigheid in jou lewe hê? Wil jy met daai krag in jou lewe leef? Ouens, dis hoekom hy gesê het, dit moet gedurig moet jy gevul wees. Soos wat jy hierso gedurig jou dopie opgetop het. Want jy wil in daai kondisie bly. Nee? Net so hierso moet ek en jy besef, dis ons verantwoordelikheid om opgetop te bly. Maar ek gaan haal daai krag, ek gaan haal daai vermoë en haal ek in my binnekamer. Hy daag op daar in jou binnekamer. En wanneer jy daar uitstap, wanneer jy in die publiek inloop, dan sien mense op jou gesig. Hier's iemand wat vol van die heerlikheid van God beweeg. Hier's iemand wat in oorwinning leef. Hier's iemand wat regte besluite maak, wat reg hoor, wat heilig leef. Hulle sien dit. En mense gaan by jou kom en vir jou sê, "Hey, what have you got?" Wat gaan jy doen, my boetie en sussie? Gaan jy luister na jou vlees, wat jou weer daar in 'n kop klem het? Gaan jy luister na jou vlees, wat vir jou gaan kom lieg en jou saboteer, dat jy nie in daai plek in kan beweeg nie? Jesus, ouens, vandat ek daai ding gesnap het, nê. Ek kan nie meer sonder dit nie. Ek kan nie sonder dit nie, want ek besef, ek sien in my lewe elke dag hoe my gedrag verander. Ek sien hoe mense om my notisie vat van wat in my lewe gebeur. Ek voel nie net oorwinning nie, ouens, ek sien die oorwinning.
En dis wat hy vir jou en vir my inhou. Maar jy moet die besluit maak en jy moet begin om dit te beoefen. En dis wat ons nou gaan doen. Band, asseblief. So ek gaan jou kans gee om gou-gou daai ding wat ons daar gedoen het of gelees het, om dit te beoefen. Onthou, hierdie is ons training ground, né? Sien vir iemand langs jou, hier is die training ground. En vergewe my nou, ek gaan nou ietsie sê wat ek hoop jou ontstel, want dis lyk my al wanneer mense luister na jou, of onthou wat jy gesê het, as jy hulle kwaad maak. As jy mooi goed sê, vergeet hulle dit gou. En ek is nie verwaand as ek dit sê nie. As jy nie vanoggend gehoorsaam kan wees aan jou meester se stem nie, sit jy met 'n probleem. En ek sê dit nie om te manipuleer nie, ek sê vir jou wat die skrif sê. Hy is my meester. Ek is geroep om hom gehoorsaam te wees. I don't argue with him. En ek redeneer nie met my meester nie. Wie is ek? Wie is ek die klei om vir die pottebakker te sê wat hy met my moet maak? Dis verwaand, dis arrogant. As hy vir jou sê, maak sy naam groot. As hy vir jou sê, lig jou hande op. As hy vir jou sê, jy moet koor dans. As hy vir jou sê, hey, fluit. As hy vir jou sê, klap jou hande. Doen dit. Stop arguing. Jy luister vir die vyand, jy werk saam met hom. Die vyand in jou vlees is soos twee boudouens. Stop het. Hou op. Luister vir die Heilige Gees, luister vir jou meester. Doen wat hy vir jou sê. Hou op om rebels te wees. You are paying the price. Pa, ma, wanneer laas het jou kind jou dit gesien doen? Ons eer die Here vir ons sonnaskoolmense, ons onderwysers wat help met die kinders. Maar hulle moet by jou sien, wanneer laas het jou kinders jou met 'n Bybel gesien? Wanneer laas het jou kinders gehoor wanneer daar moeilike besluite is wat jy moet maak, dat ons sê, hey, kom ons kom by mekaar, kom ons hoor wat sê die Here vir ons uit sy woord uit. Halleluja! Wanneer laas het hulle gesien real men worship? Ander laities vertel wat se brandas hulle pa kan gooi. Jou laitie sê, hey, hy pa vir my kan bid, my maat. Jy moet hoor hoe vurig bid daai ou. As my pa bid, gebeur dinge. Jy moet hom hoor sing. Jy moet sien hoe hy die Here se naam groot maak. Kerk, dis wat ons moet doen. Ons is nuwe lewe. Ons is nuwe mense. Ons moet nuut optree. Ons moet nuut onder die invloed kom van die Heilige Gees.